Dit is eintlik baie ongemaklik om oor goddelose mense te praat, maar die skrif is duidelik daaroor. In Psalm 112 vers 10 staan daar: die goddelose sien hoe goed dit gaan met die kinders van God, en dan skryf die psalmdigter: die goddelose vererg hom, hy kners op sy tande, maar hy kwyn weg. Die begeerte van die goddeloses gaan tot niet. Die Lewende Bybelvertaling stel dit so: die slegte mense sien dit en word so kwaad dat hulle tande kners en deur afguns verteer word, maar van al hulle planne kom niks. In Psalm 7 vers 15 tot 17 lees ons verder oor ongehoorsaames. By 'n ongelowige kom gedurig nuwe kwaad op, want hy dink slegte dinge uit en kom met leuns vorendag. Hy grawe 'n diep gat vir ander mense, maar val dan self daarin. Hy word in sy eie strikke vasgetrek, en die geweld wat hy vir ander bedoel het, kom op sy eie kop neer. Dit sal ons goed doen om ons nie te ontstel oor goddelose en skelm mense nie. Kinders van die Here wens niemand die sogenaamde karma toe nie. Karma is nie 'n Bybelse beginsel nie, en Jesus het nooit so gepraat nie. Kinders van die Here wens niemand iets slegs toe nie, of sê die wiel sal draai, of die blinde sambok sal jou bykom nie. Nee, ons herinner onsself net daaraan. Psalm 7 vers 12 sê, God is 'n regverdige regter. In Spreuke 24 vers 17 tot 20 staan geskryf: moet jou nie verheug oor jou vyand se val nie. Moenie juig wanneer hy ondergaan nie. Die Here sal sien wat jy doen, en dit sal verkeerd wees in sy oë, en hy sal jou vyand nie verder straf nie. Moet jou nie ontstel oor skelms, jou kwel oor goddelose mense nie, want 'n slegte mens het nie 'n toekoms nie. Die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof. Dit klink dalk amper soos karma in Galasiërs 6 vers 7, waar Paulus skryf: moenie julleself mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal jy ook oes. Maar in Romeine 12 vers 19 stel hy dit baie duidelik: moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Hier is nou vir jou 'n groot uitdaging. Dink 'n bietjie. Moet jy nie dalk vandag hierdie hele saak vir die Here gee nie? Is dit nie dalk tyd dat jy jou fokus verskuif nie? Sulke mense, die sogenaamde goddeloses, die slegtes, korruptes en skelms, verdien geen parkeerplek in jou kop, of in jou gedagtes of in jou lewe nie. Die Here Jesus het 'n baie duur prys betaal om ons aan sy kant te kry, om ons deel van sy familie te maak. Bly in sy voetspore, leef teen sy hart, dink soos hy en tree op soos hy. Kom ons bid saam. Here, dit voel vir ons partymal die wêreld is vol skelms en goddelose mense, en dikwels voel ons hulle het 'n baie voorspoedige lewe. Maar help ons om te verstaan dat die oordeel ons nie toekom nie, dat ons nie wraak neem nie, maar dat ons dit veilig in u bekwame hande kan laat. Help my vandag, Here, om vir geen een van hierdie goddeloses parkeerplek in my kop te gee nie. Amen.